'n onderhoud met Paulus. Ons lees 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 18. 'n Ruk gelede hoor ek hoe iemand gal afgaan oor 'n sekere leraar se vergoeding. Dit sou kwansies 'n skande wees dat die gemeente hom soveel moet betaal. Baie mense gaan nog steeds van die standpunt uit dat 'n gemeente se leraar op 'n hongerloon moet lewe, want hy doen die werk tog immers uit die liefde van die saak, en boonop werk hy mos net 1 dag per week. Sommige reken selfs dat hy sonder enige vergoeding die gemeente behoort te dien, en self vir sy onderhoud moet sorg, soos wat Paulus immers gedoen het. Ek het die wonderlike voorreg gehad om 'n eksklusiewe onderhoud met Paulus te voer terwyl hy in Rome in huisarrest was. Dit het so verloop. Oom Paulus, daar's 'n teenstrydige berig oor jou apostelskap. Vertel ons nou vir eens en altyd of jy een is of nie. Is ek nie 'n apostel nie? Het ek nie vir Jesus, ons Here, gesien nie? Kyk, ou seun, daar op die Damaskuspad waar ek hom ontmoet het hy my persoonlik gestuur. Dus is ek in volle reg 'n apostel, 'n uitgestuurde. En die vrug op my arbeid, die bewys dit. Oom Paulus, die tamaletjie vraag wat ons eintlik wil vra is of 'n leraar geregtig is op vergoeding. Kyk, daar raak jy nou 'n baie teerpuntjie aan. Ek voel soms 'n bietjie seer gemaak oor die mense wat my so gedurig wil veroordeel as daar iets na my kant toe kom. Maar gaan kyk 'n bietjie na Petrus en die ander apostels, selfs ook ons Here Jesus se eie broer Jakobus. Hulle het nie nodig om honger te ly nie, en boonop word daar nog vir hulle vrouens ook gesorg. As hulle gaan reis, dan gaan die vroumense saam, en die gemeente betaal daarvoor. Dis net ek en die arme Barnabas wat bedags ons hande moet deurwerk met die tentmakery om in die lewe te bly. Paulus beduie met 'n krom vinger na een van die soldate wat daar naby wag staan. Daardie soldaat, dink jy hy werk vir niks nie? Dink jy miskien dat hy verniet sy land en sy keiser dien? Natuurlik nie. Hy word betaal vir wat hy doen. Ja, goed om Paulus, maar dis darm 'n bietjie anders. Nou goed dan, wat van 'n boer? Dink jy miskien 'n druiweboer gaan nie van sy eie druiwe eet nie? Of die veewagtertjies wat beeste oppas? Dink jy miskien dat hulle nie soms van die koeie se melk gaan drink nie? Dis hulle reg, man. Net so moet 'n gemeente ook bereid wees om iets af te staan om sy leraar aan die lewe te hou. Paulus kry so 'n glimlaggie op sy gesig. Het jy al ooit gestaan en kyk waar 'n boer besig is om graan te dors? Verstaan mooi waarop hy afstuur nie. Waarom dink jy dat die boer nooit ooit die bees wat hy daar gebruik se bek toebind, dat hy nie dalk 'n deel van sy profijt opvreet nie? Nou begin ek self wonder, want die beeste gaan nie hulle bekke van daai koring gars afhou nie. Kom ek vertel jou, dit is omdat Moses se wet sê dat hy nie mag doen nie. Nou waarom sou Moses dan nou so 'n simpel wet maak? Was hy lief vir beeste? Nee, laat ek jou verduidelik. Dit was God se opdrag aan Moses. Nie omdat God bekommerd was oor beeste nie, maar hy wou iets baie dieper daarmee sê. Hy wou onder andere sê
dat evangelie bedienaars soos ek en Barnabas, net soos daardie bees, nie verhoed mag word om ook 'n deel van die gemeente se opbrengs te kry nie. Nes jy daai bees se bek nie mag toebind nie, so mag jy my bek, dit is nou geestelik gesproke, ook nie toebind nie. Verstaan jy? Ja, oom Paulus, maar nou is daar 'n ander ding wat nog minder vir my sin maak. Waarom het jy dan nooit geld gevra van die gemeentes nie? Om die eenvoudige rede, dat die evangelie vir my so geweldig belangrik is, dat ek eerder myself onderhou met die tent te maak, as om een enkele siel te verloor, omdat mense dink dat hulle my moet betaal om te preek. Dit was my persoonlike keuse. Ek put in elk geval soveel genot uit die verkondiging, dat ek nie nog geld ook wil hê nie. Oom Paulus, wat sou jou boodskap hieroor wees aan die mense van die jaar 2026? Ek sou sê, sorg mooi vir julle leraars. Hulle is immers kosbaar vir die koninkryk. Moenie toelaat dat hulle kosbare tyd gebruik om rond te skarrel vir die aanvullings om hulle lewe te kan bly nie. Steek maar jou hand diep in jou sak in, sodat daar genoeg in die gemeente se skatkis is om behoorlik vir jou leraar te sorg. En dan moet daar nog genoeg oorbly om vir die armes te sorg en die werk van die Here ook te kan doen. Dink aan die sendelinge soos ek en Barnabas en gee maar mildelik na hulle kant toe ook, want hulle werk dikwels vir 'n hongerloon. Die vraag wat Paulus dalk vanoggend vir jou en my wil vra, is nie alleen of ons behoorlik vir ons leraar sorg nie. Dit gaan baie verder. Het ek 'n oop hand en beursie vir die werk van die Here? Dit gaan nie daaroor dat ek moet gee nie, maar dat ek wil uit dankbaarheid vir wat die Here vir my gedoen het. Dit is een manier om jou dankbaarheid uit te leef. Kom ons bid saam. Here, ek bely vanoggend dat ek nie genoeg gee vir u werk nie. Vergewe my en help my om u aan my hand oop te maak vir u. Amen.